stil te kan word voor U. Om by 'n plek te kom waar ons vergeet van alles wat rondom ons gebeur. En ons oë op U kan vestig. Daarom bid ek, Here, wees U die een wat spreek vandag. Wees U die een wat in die hart van elke een hierdie boodskap laat ontkiem en groei. Laat dit nie deur ons kom nie, maar laat dit van U afkom, Here. En Here, nou wil ek vandag vermoed aan U opdra en ons loof U daarvoor. Amen. Nou ja, ek het vandag met julle gesels oor iets wat ek regtig voel die Heilige Gees het op my hart gelê. En ons wil sommer net saam kuier. Ek wil nie vandag vir julle 'n vreeslike preek gee nie, maar daar is tog 'n boodskap wat ek voel dat God werklik op my hart gelê. En ek weet nie vir wie dit is nie, maar dit is hoe dit is. En ek het die titel van my boodskap gegee, wat het jy in jou huis? Nou, ek wil vandag met julle gesels oor die gedeelte van die weduwee wat nie geld gehad het nie. Die weduwee wat niks gehad het nie. En as julle lees, sal julle sien in 2 Konings 4 vers 2 staan daar, wat kan ek doen om jou te help, sê Elisa. Hierdie weduwee kom na Elisa toe. Sy sê, help my tog net. En hy sê, maar wat kan ek doen om jou te help? En Elisa sê vir my, wat het jy in jou huis? En sy antwoord en sy sê, hoegenaamd niks nie. Hoegenaamd niks nie. Ek het niks in my huis nie. Behalwe 'n kan met olie, antwoord sy. So dit is ons kerngedeelte waaroor ons gaan gesels en ek wil vir julle die hele gedeelte lees. En ek wil vir julle lees die hele gedeelte. Ek wil vir julle lees uit die Nuwe Lewende Vertaling uit. Hy sê, op 'n dag kom die weduwee van een van die profete. En hierdie weduwee kom na Elisa toe en beklaar nood by hom. En sy sê, my man, u dienaar is dood. En u weet hoe hy die Here gedien het. My man is dood. Maar hy het die Here gedien. Sy kom en sy beklaar lot by Elisa. En nou dreig die skuldeiser om my 2 seuns as slawe weg te neem. Kan jy dink hoe desperaat is sy? Sy kom by Elisa en sy sê, daar's 'n skuldeiser. En hierdie skuldeiser soek geld. En ek het nie geld nie. En hierdie skuldeiser gaan my 2 seuns vat vir die skuld wat ek het. Wat moet ek doen? En as ons verder lees, dan is dit ons kerngedeelte wat sê, wat kan ek doen om jou te help, vra Elisa? Sê vir my, wat het jy in jou huis? Hoegenaamd niks nie. Want is dit nie so dat as ek en jy in die moeilikheid is, dan voel dit partymal of ons niks het nie. Ons kan nie hierdie probleem oplos nie. Dis net te veel vir ons, né? Behalwe ek kan met olie, antwoord sy. En as ons verder gaan, dan sien, voordat ek lees, wil ek eers vir julle, ek het hier geskryf, hoeveel keer in ons lewe het ons al gevoel dat ons hoegenaamd niks het nie. Maar dan gebruik God juist daardie niks om ons te sien. Dit wat ons sien as iets wat ons nie eens ag nie. Dit wat ons dink wat niks beteken nie, is die ding wat God baie keer gebruik om ons mee te seën. En as ons nou verder gaan, dan sê Elisa vir haar, gaan leen leekruike by al jou bure en leen soveel as wat jy kan kry. Nou wil ek vir julle sê, as jy nou niks het in jou huis nie, en jy gaan nou na hierdie profeet Elisa toe, en sê Elisa, help vir my, hulle gaan my kinders vat vir slawe. En hy antwoord en sê, gaan leen al die leekruike wat jy kan kry. En jy sê, Elisa, jy verstaan nie. My kruik by die huis is leeg. Ek soek nie nog leekruike nie. Maar dis nie wat sy doen nie. Hy sê van, gaan leen al die leekruike wat jy kan kry. Baie keer in ons lewe, dan dink ons het die einde van ons pad bereik. Ons dink ons het geen potensiaal meer oor nie. Ons dink daar is niks oor in ons huis wat ons nog kan gebruik nie. Maar God sien die potensiaal in dit wat jy sien wat leeg is.
En ek gaan vir julle verduidelik wat ek probeer sê. Ek wil julle moet onthou dat op hierdie stadium kan sy self besluit hoeveel kruike sy gaan leen. Nêrens sê Elisa vir haar gaan leen 5 kruike of gaan leen 2 kruike. Hy sê vir haar gaan leen soveel kruike as wat jy kan. Baie keer gee God vir ons 'n woord. Hy gee ons 'n opdrag. En dan dink ek, ag wat, ek het niks in my huis nie, so as ek 1 kruik leen, is dit seker genoeg. Of miskien as ek 2 leen. Maar later sal julle sien hoe belangrik is dit, dat ons God nie beperk, omdat ons nie doen wat hy sê nie. Kom ons lees verder. Elisa verduidelik nou vir haar, soos hy nou aangaan, wat sy met hierdie kruike moet. Ons lees ons in 2 Konings 4 vers 4, dan moet jy en jou seuns in die huis ingaan en die deur agter julle toemaak. Hoekom moet hulle die deur toemaak? Want hulle het nou klaar geleen. Hulle kan nie weer teruggaan en nog 'n kruik gaan leen nie. Hulle het nou klaar geleen. Hulle het nou klaar bepaal hoe groot God se seën vir hulle gaan wees. As hulle 2 kruike geleen het, het hulle nie 2 kruike. As hulle 5 geleen het, het hulle 5. As hulle 10 geleen het, het hulle 10. So hy sê, kom, bring al die kruike wat jy geleen het in, maak die deur toe, en wat maak jy dan? Maak dan al die leë kruike vol olie, en die wat vol is, moet jy aan een kant sit. Nou wil ek vir julle sê, dat as ons die woord lees, dan dink ons, ja, dit is pragtig, dit staan in die Bybel. Maar as God vir jou sê, jy het net hierdie klein bietjie olie, maak hierdie kruik olie vol, dan twyfel ons baie keer. Dis is my Here, dis onmoontlik. Hierdie klein bietjie olie kan nie daai groot kruik vol maak nie. Maar God sê, vat daai klein bietjie olie en maak daai kruik vol. En ek kan net dink hoe sy vir die seuns gesê het, maak toe die deur. En die bure nie sien wat ons doen nie. Sy vat daai klein ou kannetjie olie en toe sy hom uitgooi. Toe hy aan met loop. En aan met loop. En aan met loop, totdat daai kruik vol is. En sy sê, was jy bring nog 'n kruik. En sy gooi. Dit word nie op nie. Bring nog 'n kruik. En hy gooi en dit word nie op nie. Kan jy dink die opgewondenheid in haar hart? Hierdie niks van my word nou iets. En as ons verder lees, dan staan daar, en sy het gedoen soos hy gesê het, en die deur agter hulle toegemaak, en haar seuns het die kruike vir haar gebring, en sy het die een na die ander volgemaak, en spoedig was elke kruik propvol. Elke kruik was propvol. Bring vir my nog 'n kruik, sê sy vir een van haar seuns. Daar is nie meer nie, sê hy vir haar. En toe het daar nie meer olie uit die kan gekom nie. Sien julle, as sy net 2 kruike gegaan leen het sy net 2 kruike vol olie gehad. As sy 5 geleen het sy 5 vol olie gehad. As sy 10 geleen het sy 10 vol olie gehad. Maar baie keer dan dink ons, ek is so beskeie, Here, gee doen nou maar net hierdie dingetjie vir my, dan is ek fyn. God sê nee, ek wil jou seën meer as wat jy kan dink of droom. As jy dink ek het net 'n ou bietjie, sê God, ek maak daai bietjie vir jou baie, as jy my vertrou. As ons aangaan met hierdie gedeelte, dan sien ons, dat, ek wil nou even klaar lees voor ek verder vertel, en sy het vir die man van God gaan vertel wat gebeur het, en hy sê vir haar, gaan verkoop nou die olie, en betaal jou skuld, en van dit wat oorbly, kan jy in jou seuns lewe. Nou as sy nie genoeg kruike gebring het nie, het sy nie genoeg gehad om haar skuld te betaal nie. En nou moet sy nog lewe van dit wat oorbly. Maar sy kan nie net sit
en sê, nou het ek die olie nie, maar julle huis is nou vol olie nie. Sy moet nou daai olie vat, en sy moet dit gaan verkoop, voordat sy haar skuld kan betaal. Baie keer sit ons agteroor, en ons sê, God moet nou maar iets doen vir my. Ek gaan nou niks doen nie. Maar God sê, daar's aksies wat ons op moet doen, daar's goed wat ons op moet doen. Gaan verkoop die olie, betaal jou skuld, en gebruik die res om van te lewe. Nou wil ek, en dat het jy gesê, wie se skuld sou dit gewees het, as daar nie genoeg olie was om die skuld te betaal nie? Die vrou sê dit. Ja. As sy net een kan gaan leen het, en daar was nie genoeg olie om haar skuld te betaal nie, was dit haar skuld, of was dit God se skuld? Dit was haar skuld. En as sy genoeg olie het om van te lewe vir die res van haar lewe, dan is dit omdat sy God genoeg vertrou het, om dit vir haar te gee. Sien julle, daar is ergens iets wat ek ook moet doen. Ek kan nie net terugsit en sê, God moet nou maar vir my gee. Die hoeveelheid olie wat hulle nou het, is bepaal deur hoeveel kruike hulle geleen het. Stem julle met my saam? En dit is wat dit so interessant maak. Hierdie weduwee was in 'n fisiese nood. Sy het nie finansies gehad nie. Sy het nie geld gehad nie, né? Maar baie keer het ons ander nood ook. Wat 'n nood dink julle kan ons hê? Ek kan miskien alleenig wees. Ek kan miskien nie kos hê nie. Ek kan miskien nie 'n kar hê om te ry ergens heen nie. Ek kan miskien nie werk hê nie. Ek kan miskien net my kinders my vergeet. Wat 'n nood kan ons hê? Ek is seker julle almal was in 'n situasie waar julle nood gehad het. Ja? Nee? Nog nooit nood gehad nie. Baie nood gehad. Nee, maar dit beteken God kan daai nood verander. Weet jy as jy gaan kyk, sien as sy gaan vra hulp by Elisa. Sy gaan vra hulp by die profeet. Maar wat doen Elisa? Hy gee nie vir haar hulp nie. Hy sê jy moet iets gaan doen. Wat doen ons? As iemand na jou toe kom vir hulp, dan sê jy, "Tjoe, dat ek net kyk wat het ek in my koskaste. Miskien kan ek vir jou hierdie bietjie gee, of miskien kan ek vir jou dit gee, of ons wil help." En wat beteken dit as ek help? Ek word die bron van daai persoon. Maar as ek daai persoon kan leer om op God te vertrou, dit beteken nie ek moet nie help nie. Maar dit beteken ek moet nie die bron word nie. Die persoon moet nie op my vertrou nie. Hy moet op God vertrou vir sy behoeftes. Stem julle met my saam? Dit lyk so asof julle wonder wat ek vir julle wil sê. Ek het hier geskryf, Elisa leer haar dat haar hulp nie van hom afkom nie. Elisa leer haar dat sy hulp van God afkom. Hy gee haar raad, maar Elisa is nie haar voorsiener nie. God is die voorsiener. En baie keer raak ons afhanklik van mense, en ons bid net daai een mens gaan ons help. Maar nee, God het nie noodwendiglik mense nodig nie. Ja, hy gebruik mense, maar hy het nie net een mens. Hulle moes gaan kyk by al die mense lewe. Sien julle daai ding, né? So nou kom dit hier, God het dit so mooi teks in die Bybel, Psalm 121, julle ken hom almal. Hy sê, kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Onthou jy, ons sing daai liedjie ook in die kerk, né? Hy sê, nee, my hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Weet jy wat so fenomenaal van daai teks? In die Bybelse tyd, het al die heidene hulle afgodstempels bo op die berge gebou. En nou kom hierdie, as ons kyk net Psalm 121, dan sê Dawid, hy sê, ek kyk op na die berge, met ander woorde, ek kyk op na al hierdie afgodstempels wat hier gebou is. Waar sal my hulp vandaan kom? Nee, nie van een van die afgode af nie. Waar? My hulp kom van die Here af. En baie keer, dan kyk ons vas in mense, en ons kyk vas in die geluksgoding, en ons kyk vas in die lotto, en ons kyk vas in die wat alles nie, met die hoop dat ek gaan hulp kry. Maar my hulp kom nie daar vandaan af nie. My hulp kom van God af. En baie keer bid ons, en dan bid ons sonder 'n verwagting. Weet julle waarvan praat ek? Ek bid, maar ag, ek dink nie God sal hier kan 'n plan maak nie.
Of God gaan dalk maar net dit doen. Ek wil vir julle sê, God kan enige iets doen wat jy van hom vra. Dit hang af of jy bereid is om hom te vertrou. Nou weet julle wat? Ek het hier geskryf, hopeloos, hulpeloos, negatief, partymal voel ons boedel oorgee, ons voel soos hierdie weduwee. Ons is desperaat. En dan begin ons negatiewe gedagtes in ons kop kry. En dan begin ons in die nag, hoor julle wat ek sê, in die nag, dan lê ek op die bed, en dan draai die goed op my kop, en ek word al hoe negatiewer, en ek glo naderhand glad nie meer, dat God my kan help nie. En dit is wanneer ek moet sê, nee, ek weet, die Here kan my help. Nou ons lees hier van leekryke wat volgemaak moes word. God het nie net ingestap in haar huis en daar het skielik 10 kryke vol olie gestaan nie. Sy moes die kryke gaan leen, toe moes sy hulle volmaak. So daar's geloof daarna by, né? Die weduwee kon dit tog nie doen nie. Sy kon nie eers haar skuld betaal nie. Nou sê Elisa gaan kry nog meer leekryke. Maar sy glo, al is daai kryke leeg. En dit is wat belangrik is. Ek wil by julle een punt een punt vir julle verduidelik. Die Bybel sê nie vir ons wat hierdie weduwee se naam is nie. Het julle gesien? Daar staan nie dit was 'n weduwee. Maar tog is ons nie so heeltemal dom dat ons nie heeltemal weet wie sy was nie. Ek wonder of een van julle weet wie was hierdie weduwee. Ek wonder of een van julle weet. Weet julle? Daar's 'n geskiedskrywer wat sy naam Josefus is. En Josefus, die van julle wat 'n bietjie Bybelse geskiedenis geleer het, sal weet, dat was 'n baie bekende geskiedskrywer in die dae van Jesus, in daai era. En hy het al hierdie goed opgeskryf in die geskiedenis van die Jode. En hy gaan en hy gee vir hierdie weduwee 'n naam. En die wonderlike ding van hierdie weduwee is, dat hy noem haar die vrou van Obadja. Nou, ek weet nie of julle nou al gelees het van die profeet Obadja nie, in die Bybel, né? Nou, om te verstaan wie Obadja was, en om hierdie storie regtig te verstaan, moet ek vir julle die agtergrond gee, né? Nou, Obadja was die paleisopsigter van Agab en koningin Jezebel. Onthou julle daai tyd? Agab en koningin Jezebel, né? Nou, as julle nou gaan kyk, sal julle sien dat Obadja, kom ek lees vir julle weer, kom ek gaan net gou terug. Onthou julle net nou die begin, het daar gestaan, op 'n dag kom die weduwee van een van die profete na Elisa. Nou die weduwee van een van die profete, Obadja was 'n profeet. Stem julle met my saam, né? Dan gaan terug. Nou kom ons, as ons nou teruggaan na die geskiedenis toe, dan staan daar, na 'n lang tyd, tydens die 3de jaar van droogte, sê die Here vir Elia, gaan na koning Agab toe en sê vir hom, ek sal dit binnekort laat reën. En Elia het na Agab toe gegaan, en intussen het die hongersnood in Samaria toegeneem. Onthou julle daardie tyd, dit was die tyd toe Agab en Agab het vir wie? Vir Obadja die paleisopsigter laat kom. Dis nou die man van hierdie weduwee. En Obadja was 'n toegewyde volgeling van die Here. En toe Jezebel die profete van die Here doodgemaak het Obadja 100 van hulle in grotte versteek, 50 in elke grot. En daar het hy hulle van kos en water voorsien. Nou sien julle wat het hier gebeur. Obadja gaan en hy steek die profete van die Here weg toe Jezebel hulle wil doodmaak. En hy voorsien kos en water aan hierdie profete. En in die proses dompel hy homself in skuld om dit te kan doen. En toe gaan hy dood. En toe sit sy vrou met die skuld wat betaal moet word van hierdie profete wat hy aan die lewe gehou het. Sien jy hoe mooi word die storie? En nou kom sy vrou, sy weduwee, en sy sê vir Elisa, van is nou al Elisa se tyd,
My man die profeet, jy weet hoe het hy die Here gedien, maar nou sit ek met die skuld. En hy sê Lisa, maar wat het jy? En sy sê, hoegenaamd niks nie. En hy sê, maar gee vir my daai hoegenaamd niks. En God gaan iets daarvan maak. Ons ek weet nie of julle besef, as ons gaan kyk na Moses. Moses staan op daai brandende bos. En God sê vir hom, ek wil hê jy moet hierdie volk van my uitlei na die beloofde land toe. En Moses sê, kan dit nie doen nie. En God sê vir hom, wat het jy in jou hand? En hy sê, stok. En God sê, maar geef my daai stok. En dan help ek jou. As ons kyk na die seentjie met die broodjies en die visies, dan sê Jesus, ek moet vir al hierdie mense kos gee. Hoe gaan ons dit doen? En Jesus stap na die seentjie toe. Wat het jy in jou hand? As daai seentjie met die visies en die broodjies, dat God se beskikking gestel het nie, is daai duisende nie gevoed nie. Ek wil nou vandag vir julle vra, wat het jy in jou hand? As jy nou vandag moedeloos is, en jy sommer net nie lus om te lewe nie, en jy voel sommer net, daar's 'n leegheid, ek het net leerkryke in my huis, ek het niks meer oor nie. Ek sien nooit meer my kinders nie, my man of my vrou is oorlede, ek sien nie my familie nie, ek is sommer net eensaam en alleen en leeg. Dan sê God, dis fyn. Wat het jy? Want ek kan dit wat jy het gebruik om jou lewe weer vol te maak. Dit is nie wonderlik nie. Wat het jy? Gee dit vir my. En ek gaan dit vir jou vermenigvuldig. Ek wil nie baie langer oor hierdie gedeelte praat nie, want ek weet, dit is glad nie lekker om vir ure en ure na 'n preek te luister nie. Maar ek wil hê jy moet vandag besef, dat daar kom 'n dag in jou lewe, dat jy voel, ek het absoluut niks oor nie. Hierdie weduwees gaan na Elisa toe en sê, ek het niks oor nie. Wat het jy in jou huis? Ek het absoluut niks nie, sê sy. En hy sê, kom ek gee vir jou raad. Vertrou God. En hy gaan dit vermenigvuldig, wat jy dink, jy ag nie. Sy ag nie daai bietjie olie wat sy oor het nie. Dis nie vir haar belangrik nie, sy noem dit nie eers nie, sy sê, jy het absoluut niks nie, jy het nie daai bietjie olietjies oor. En hy sê, maar dit wat jy nie ag nie, dit kan God gee, en verander, en vermeerder, sodat jy kan 'n vol lewe lei. Nadat hulle skuld betaal het, was daar genoeg oor, dat hulle kon lewe, en die geld wat oorgebly het. Toe Obadja gegaan het, en het al hulle geld uitgegee om die profete te red en te help, toe was hy nie bekommerd oor wat gaan eendag gebeur nie, want hy het geweet, God gaan voorsien. En dis waar ek en jy vandag is ons bereid om te sê, Here, ons vertrou U, onvoorwaardelik, van dit wat ek nie eens ag nie, U kan gebruik, om my lewe te verander. Kom ons bid saam. Hemelse Here, dankie dat ons vandag kan opkyk, en weet dat U 'n plan het. U wat reeds in die toekoms kan sien, weet wat ons behoeftes is. Daarom bid ek vandag, Here, dat ons nie moet moedeloos raak en moed opgee,
En by 'n punt kom wat ons sê, ons het niks meer nie. Laat ons voordat ons op daardie punt kom na U toe uitroep en sê, Here, nie deur my krag nie, maar deur U krag. Amen. Seën ons. Ons bid dit in die naam van Jesus en ons loof U daarvoor. Amen.